God in die oggend wat sag op ons straal, die eerste lig voor die dag ons haal. God in die stilte waar die wêreld wag, U wat ons roep en ons roete bepaal. God in die asem wat ons stil inhaal, en elke tree nog voor ons val. God in die begin van elke dag, waar ons leer om te vertrou en op U wag. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. God in die klein dorp, stof en klip, ons soek skadu onder U boom bly ons sit. God in die huise, oud en stil, waar stories leef en harte wil. God in die wind wat saggies praat, U woord wat lei op elke pad. God in die eenvoud van ons dae, waar U ons seën en dagliks dra. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. As die pad lank raak en die lig word min, hou U ons hand vas en wys ons weer begin. Nie alleen nie, nooit verlate nie, U loop saam met ons elke tree. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. Ons is op pad na God se hart. Ons is op pad na God se hart. Saam reis ons pad langs, met ons op U gerig. U Gees wys ons die rigting, U woord gee ons die lig. Deur dorpies en bestemmings, 'n padstal of twee, saam reis ons pad langs na God se hart.
pad laas na God se hart. Van moed verloorse vlakte tot by Vredefort, deur berge en vallei tot waar die pad weer reguit word. Van die son se eerste opkoms tot hy rustig weer gaan sak. Reis ons saam met Jesus daagliks op pad na God se hart. Met elke kilo sal ons harte vol van lof die naam besing, en met ons lewe wil ons langs die pad eerbied aan U bring. Ons lippe sal U naam bely, ons stemme sal dit sing. Soos ons in verwondering na God se hart kyk. Goeiemôre vriende. En hartlik welkom hier by vanoggend se erediens ook. Dit is so lekker om elkeen van julle te sien en te hoor hoe daar gekuier en gesels word en almal lekker gesellig is. Maar dis wat hierdie is. Ons is 'n geloofsfamilie. Ons is bly om mekaar te sien. Vir baie van ons is hierdie die enigste geleentheid wat ons mekaar sien en by mekaar kan wees. So wat 'n voorreg is dit nie om so as 'n geloofsfamilie by mekaar te kan kom nie. As jy nog nie het nie, gebruik gou die geleentheid en groet iemand voor jou, langs jou en agter jou en sê vir hulle welkom. Die woordjie halleluja weet ons nou al in hierdie tyd beteken om bly te wees in die Here. En maak nie saak waar ons gaan nie, maak nie saak hoeveel uitdagings daar buitekant is nie, maak nie saak hoe besig die lewe is nie, maak nie saak hoe moeg ons vanoggend is nie, ons altyd rede om bly te wees in die Here. En dis 'n deurlopende tema van ons lofprysing vanoggend. So ek wil vir julle vra om te staan en dan gaan ons die Here se naam loof en prys, soos net hierdie geloofsfamilie dit kan doen. God van vreugde, God van vrede, God van liefde en bovenal. God hoor my, God
God van gister, God van vandag, God van ewigheid bovenal. God hoor my. God hoor my. In die hemelstraal van die magtigheid, in my lewensweg van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja. Halleluja. God van almacht, God van kracht, God oor die nasies en bovenal. God oor my. God van verlossing, God van genade, God van en bovenal. God oor my. God oor my. God oor my. In die hemelstraal van die magtigheid, in my lewensweg van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Kom ons neem ons plekke in. Nou ja, vriende, nou dat ons die Here se naam so lekker geloof en prys het en ons stemme opgewarm is en ons harte opgewarm is, nou kan ons uitsien na ons volgende tema waarmee ons vanoggend gaan besig wees. Ons is nog steeds besig om te kyk na al die dinge wat nie in ons tasse moet wees nie en al die dinge wat ons wel in ons tasse moet pak vir die reis op pad na God se hart toe. En vandag gaan ons verder kyk na die volgende ding wat nie in ons tasse hoort nie. Julle sal onthou, ons het heel so 'n paar sondae terug te sê ons vir mekaar, ons moet ligter pak. Ons het nie baie goed nodig om gelukkig te wees nie. Toe ons gehoor die eerste ding wat ons nie in ons tasse moet pak nie is bekommernis. Verlede Sondag het Wensel vir ons gesels oor wanhoop, dat ons nie moet wanhoop in ons tasse moet pak nie.
En nou gaan ons hoor wat die volgende ding is, wat glad nie saam met ons op hierdie reis na God se hart moet gaan nie. Maar voordat ons wegspring daar, wil ek net so 'n paar goedjies onder ons aandag bring, nou net so 'n paar stukkies familienuus dan ook. En die eerste ding en die groot ding wat julle in die week gesien het, is dat dit is al amper weer tyd wat ons begin beplan vir bazaar. Ja, die jaar hardloop met ons, en die week wat kom is ons eerste bazaar sameroepersvergadering, en julle gesien as deel van ons bazaar, kan jy natuurlik verwag dat ons kermislyste weer sal begin uitgaan, so kyk uit asseblief daarvoor. Vele hande maak ligter werk, so as ons hierdie jaar se bazaar suksesvol maak, dan beteken almal van ons moet saamklap met ons finansiële hulpbronne, maar ook met ons tyd en ons gawes en kom help en met ons hande op die dag dan ook. Sodat hierdie bazaar van hierdie gemeente 'n baken van hoop sal wees, ook nie net vir ons gemeente nie, maar vir ons hele gemeenskap op die einde van die dag. Iets wat baie duur, alles word baie duur, maar as gevolg van die omstandighede waarin ons lewe en die bekkenklausering en alles, is een van die dinge wat baie duur word, vleis. En daarom het ons ook 'n video uitgestuur vir die van ons wat nie die video gekry het nie. Ons vra vir hierdie jaar se bazaar spesifiek, as daar van julle is spesifiek ons jagters, as julle 'n bietjie gaan jag en jy kan eers vir ons as gemeente ook 'n boks skenk of so iets, asseblief laat weet vir my dat jy bereid is om vir ons te gee. Hoe meer vleisskenkings ons kan kry, hoe beter is dit ook om ons uitgawes van ons bazaar minder te hou. Dis natuurlik nie net jagters nie. As jy vir ons 'n skaap of 'n bees kan skenk, dan is dit ook wonderlik. Elke bietjie help op die einde van die dag. Behalwe vir die bazaar, is die volgende dinge wat op pad is natuurlik ook. Paasnaweek. En hierdie jaar se Paasnaweek gaan 'n baie spesiale naweek in ons dorp en gemeenskap wees. Nou dis jammer dat die Paasnaweek nou hierdie jaar in die skoolvakansie val, want ek weet al klaar baie van julle gaan nie hier wees nie, maar ek wil nog steeds vir elkeen van julle uitnooi, en as julle familie en vriende ontvang as besoekers, bring hulle saam na die diens toe asseblief. Hierdie jaar se Paasnaweek tema by ons gemeente is van sy kruis na my kruis. Van Jesus se kruis na my kruis. Vrydag gaan ons kyk na Jesus se kruis en wat dit vir ons lewe beteken, en Sondag op Opstandingssondag gaan ons dan hoor wat Jesus vir ons sê oor die kruise wat ons moet dra elke dag van ons lewe. Maar Paas-Sondag gebeur daar iets baie spesiaal vir die eerste keer in hierdie dorp en gemeenskap. En dit is dat ons gaan op Paas-Sondag saam as 'n dorp, as 'n gemeenskap, Jesus se opstanding vier. Julle, daar's oral mooi tekens te midde van die chaos rondom ons wat in ons dorp gebeur. Een van die mooi dinge, het julle nou opgelet, dis die feit dat Jesus se kruis hier oorkant ons gemeente op die vlakkie in die hartjie van ons dorp in die hoofstraat is. En ons gaan op Paas-Sondag 'n sunrise service hou, 'n sonsopkoms opstandingsdiens. Hoekom sonsopkoms? Want die woord sê vir ons die volgende oggend met die oggendlig, die oomblik toe dit begin lig word, was die klip weggerol. So daarom gaan al die gemeentes, die verskillende kerke en denominasies van ons dorp, 6:30 die oggend op hierdie vlakkie by die kruis bymekaar kom vir 'n opstandingsdiens. Maar let wel, dis nie 'n plaasvervanging van ons eie dienste nie. Ons gaan daar bymekaar kom, ons gaan daar die Here saam loof en prys, en van daar af gaan almal van ons na ons eie gemeentes toe, wat dan hulle eie paasdienste gaan hou dan ook. Ons is gelukkig, ons paasdiens is eers 9:00, so julle kan van daar af nog 'n koffietjie by die huis gaan drink, nog 'n bietjie 'n oggend vinnige slaapie gaan maak, en dan kom julle vir die volgende diens saam. Die ander gemeente se dienste begin 8:00, so hulle gaan direk van daar af in hulle diens in. Maar kom ons woon daardie geleentheid by. Bring vir jou 'n kampstoel, bring vir jou kombers as jy op die kombers wil sit, en hier by die kruis, by die voet van die kruis, met sonsopkoms, gaan ons die Here se naam loof en prys, en van daar af hier na ons gemeente toe kom vir ons Paas-Sondagdiens dan ook. Wat 'n wonderlike vooruitsig om na uit te sien. Met dit alles in gedagte, kom ons sit net so, en dan sluit ons die oë, en ek vra die Here se seën oor vanoggend se diens. Abba Vader, U is ons hemelse Vader. En Here, wat 'n voorreg is dit nie, dat elke een van ons kan weet dat U het ons ontsettend lief. So lief, Here, dat U seun gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf, sodat ons sondes vergewe kan word, ons skoon gewas kan word, sodat ons in 'n verhouding met U kan lewe. En Here, soveel so, dat ons vir ewig saam met U kan lewe. Dankie Here vir U goedheid en U guns elke dag van ons lewe.
Dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend so as 'n geloofsfamilie by mekaar te kan wees. Here, dit is 'n voorreg en ons loof U en ons prys U naam daarvoor. Amen. Liewe kinders van die Here, gemeente, vriende, ek groet julle vanoggend in die naam van die drie-enige God, die Vader wat jou bo alles liefhet, en die Seun wat sy lewe vir jou gegee het, en die Heilige Gees wat by ons is elke oomblik van elke dag, ons helper, ons trooster. Genade en vrede vir elkeen van julle. Amen. Ek gaan vra dat al ons maatjies vir my sal vorentoe kom, maar hierso is dit vol, so julle moet vir my hier in hierdie banke hier kom sit asseblief. Storm julle, as julle nou van die kant af kom, hardloop nou versigtig oor hierdie drade, né? Goed, kryf julle sitplekke hierso, papa en mamma of oupa en ouma kan saam met julle sit. En julle almal gaan lekker mooi stil sit en soet sit en luister na wat Dominee Jaco sê, né? Môre julle, hier kom julle nog, is daar nog van julle? O, daar kom nog. Goed, voordat ek met julle gesels, weet jy nou wat in hierdie tyd, ek gaan julle hulp gou gevra, so ek wil gou hierso hoor, kom ons kyk, Tannie Elise Wasserman, is jy hier? Nee, Elise Wasserman is nie hier nie, maar op sy verjaar vandag, 85 jaar oud, het is vandag, ja. Tannie Loretta Forsie, is jy hier? Daar is Tannie Loretta, vandag is Tannie 83 lewensjare oud. Wie wil vir my vir daai Tannie, wat daar is 'n geskenkie? Jy sommer op die punt kom, jy sommer gou, en jy kan ook saamkom. Ok, so vat jy daai pakkie vir die Tannie wat daar is. Wag, kom ons kyk gou eers. Oom Derrick van Staden, is jy hier? Oom Derrick is nie, so gaan albei van julle gou. Daar, die Tannie steek weer hand op. Julle sien daai Tannie daar met die groen. Dan gee gou haar geskenkie vir haar. Dankie julle. Dan sê jy vir die Tannie mooi geluk met Tannie se verjaarsdag. Ai Tannie, dis mos nou maar lekkerder as 'n kind dit gee eerder as die dominee, jong. Baie dankie julle. Tannie mag die nuwe lewensjaar geseënd wees, vol spesiale oomblikke saam met Tannie se geliefdes en hartsmense, hoor. Liewe gemeentevriende, ek gaan vir ons insit, dan sing ons die seën oor elkeen van hierdie verjaarsdae, hulle wat hier is en hulle wat nie hier dan ook is nie. Laat hierdie seën ophou daal, ich en sein Sion bestraal, I wat bevelend geskied, wil hierdie seën oral gebied. Amen. Tannie moet onthou, hierdie geskenkie, enige iets wat jy by die kerk kry wat eetbaar is, kan 'n mens met 'n rustige hart eet. Dit maak nie vet nie, ons bid voor die tyd daarvoor, dat dit nie so sal wees nie. So Tannie hoef nie net een stukkie te eet nie, Tannie kan die hele pak gelyktydig opeet. Hoor, baie geseënde verjaarsdag vir Tannie. Nou maatjies, ek wil gou met julle gesels. Julle weet ons praat hier so in die kerk, né? Oor ons is mos nou, jy sien julle hierdie bordjie wat hier is. Ons is mos nou op 'n roadtrip. Nee, ons gaan bietjie hierdie hele jaar het ons nou in ons bussie geklim. Onthou julle daai fotobussie waar julle foto's geneem het? En ons ry nou hierdie jaar elke Sondag en ons is op pad na Jesus se hart toe. Nou hierdie paar Sondag gesels ons oor wat ons moet saampak en wat ons nie moet saampak nie. Nou ek het al gevra, maar ek wil weer vir julle vra. Wie van julle se pappas of mammas pak baie? Wie van julle se pappas en mammas pak hopeloos te veel? Ek het so vermoed, nee. Wie van julle het al gehoor hoe mamma iets pak en vra papa, is dit regtig nodig dat dit moet saamgaan? Ek het so vermoed. Nee, hulle kyk sommer vir mamma en sê, nee. Ek het my tas ook saamgebring vandag. Okay. En hier binne in my tas het ek vandag ietsie wat ek vir julle wil wys. Ek het 2 goedjies wat ek vir julle wil wys, wat ons vandag in die kerk oor gaan praat. Ek dink is 2 dinge wat vir ons nogals belangrik is, maar jy moet dit reg gebruik. Nou kom ons kyk gou wat is hier binne.
Julle sien, ek het daarom lig gepak. Ek het nie baie goedjies nie. OK. Kyk gou hierso. Wat is hierdie? Is dit 'n spieël? Is julle seker? Het julle vanoggend in die spieël gekyk? Is jou hare gekam? Hoe lyk jou hare vanoggend? Sharp. OK. Hy is tevrede met syne. Hoe is julle? Is julle happy? Julle haartjies, julle make-up gedoen? Chris, hoe lyk dit daar by jou? Goed. So dis 'n spieël, né? Nee? Wat is hierdie? Is dit 'n vergrootglas? OK. Kan ek die vergrootglas gebruik soos 'n spieël? Hoekom nie? Is hy te klein? En ek sien nie myself in hom nie, né? Dit is iets wat deur ek kyk en iets anders te lyk groter as wat dit is. Ja, en jy kan baie keer die son se lig so deur hom laat skyn om 'n gras in die brand te steek of so iets, nê? Maar ek wil julle moet hierdie onthou. Julle, 'n spieël is sodat ek elke dag in die spieël kan kyk, jene Dominee se hare word nog minder. OK. Maar 'n spieël is sodat ek in kan kyk, sodat ek kan kyk of my haartjies mooi lyk, of my make-up reg gedoen is, of my tande skoon is. Nee, daar's nie iets in my tande nie. So 'n spieël is iets waarna ek kyk. En net so moet ek en jy altyd onthou dat ons moet ook elke dag nie in 'n regte spieël kyk nie, maar weet julle wat is ons spieël as dit kom by liewe Jesus? Die Bybel. En wanneer ek die Bybel lees, is dit soos ek wat in 'n spieël kyk en in die spieël kyk ek is my haartjies mooi, maar as ek die Bybel lees, dan vra ek vir Jesus, ek wil kyk, is my hartjie mooi? Is my hartjie so skoon soos wat Jesus dit wil hê? Is my hartjie lief vir ander mense soos Jesus wil hê ek vir ander mense moet lief wees? Jy verstaan julle? So ons moet ook elke dag in die spieël kyk en vir Jesus vra, Jesus, is my hartjie so mooi soos wat U wil hê dit moet wees? Maar die vergrootglas is sodat ek vir ander mense iets beter kan wys. Stem julle saam? So as daar iets klein is, dan sê ek vir jou, kyk gou daar, en ewe skielik lyk hy groter, nê? En net so, met 'n vergrootglas, wil Jesus ook hê, ons moet elke dag vir ander mense sê, kom, ek wil vir jou iemand wys. Ek wil vir jou iemand wys wat lief is vir jou. Ek wil vir jou iemand wys wat sorg vir jou. Ek wil vir jou iemand wys wat jou beskerm. Kyk hierso. Sien julle daar? Dit is liewe Jesus. Net soos 'n vergrootglas ander mense help om dinge beter te sien, net so moet ons ander mense help om liewe Jesus beter te sien. Gaan julle dit onthou? So die spieël help om te onthou dat ek moet kyk of my hartjie mooi en skoon is. En die vergrootglas is sodat ek vir ander mense kan help om Jesus mooier te sien. Nee? OK. Oogies toe. Handjies gevou. Bid gou lekker saam met Dominee. Liewe Jesus, baie dankie vir hierdie dag. Dis 'n nuwe dag wat Jesus ons gee. Liewe Jesus, help ons om elke dag in ons Bybelspieël te kyk, dat ons kan sien of ons hartjies mooi is en skoon is, soos Jesus dit wil hê. En help ons Jesus om vir ander mense soos hierdie vergrootglas te wys wie Jesus is. Dankie dat Jesus lief is vir ons. Ons is baie lief vir Jesus. Amen. Dankie dat julle so mooi geluister het. Julle kan nou na die kinderkerk toe gaan. Die res van julle kan weer daar gaan sit in die banke. Die liewe gemeentevriende, terwyl hulle beweeg na buite, kom ons dien die Here met ons offergawes. Ja. Wanneer berge reis, te styl om te klim, en hoop verdwyn, ek voel so min, dan vind ek krag in Christus bo, staan vas met geloof, wat glo, alles is moontlik
in die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, deur u Gees. Alles is moontlik in die Heer. Wanneer storms hul stemme hef en ek voel klein met al die stres, dan fluister hy my kind, ek's naby, en gee my rus, my siel is vry. Alles is moontlik in die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, maar deur die Gees. Alles is moontlik in die Heer. Ek druk voort met geen las, my hoop bly sterk, ek staan vas, deur smart en pyn, u bly my lied, in u oorwinning staan ek opnuut. Jubel juig, ek verhef my stem, sing Hosanna sy lof bekleed. Nou vriende, as ons vanoggend gaan gesels oor ons volgende tema, dan gaan ek deur die loop van die diens verwys na verskillende teksgedeeltes toe. Al die teksgedeeltes gaan daar op die skerm dan ook wees. Maar voordat ons inspring en gesels oor vanoggend se tema, vanoggend se onderwerp wat nie in my tas moet kom nie, kom ons word net stil en dan bid ons dat die Here deur sy woord vanoggend met ons sal praat. Here, wat 'n voorreg is dit nie, omdat ons Bybels het wat ons kan oopmaak en daarin kan lees. En wanneer ons die woorde lees, Here, weet ons, dis nie sommer net 'n gewone storieboek nie. Here, hierdie woorde lewe, want dit is U wat met ons praat. En daarom vra ons, Here, dat U nou deur die Heilige Gees ons harte sal oopmaak en ontvanklik sal maak vir hierdie woorde. Praat met ons, Here. Help ons om te hoor. Help ons om te verstaan wat ons hoor. En vorm ons deur dit wat ons hoor, sodat ons dit kan gaan lewe in hierdie wêreld daar buite. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek onthou as kind hoe ons baie saam altyd rugby gekyk het. En kyk, dan is ons nou maar 'n ding, want as jy saam rugby kyk, dan is daar altyd mense wat verskillende spanne skree. En kyk, ek is mos maar 'n ou VP ondersteuner, ou stommertjie soos baie van ons dan ook. Maar ek weet hier sit ook 'n klomp Bloubil ondersteuners hier, en dan is daar enkeles wat deur Dominee Andrei ook weggelei is om vir die Cheetahs te skree. Ek weet Andrei was 'n baie groot Cheetah ondersteuner. En nou ander van ons het nog vasgehou, nee, ek ondersteun die Kings. Die Kings is nie eens meer, hulle speel nie eens meer elke Sondag nie, maar ek is nog 'n King ondersteuner, ek is loyaal, ek is getrou. Maar een ding wat altyd my uitgestaan het, veral in my jonger dae, was daardie jare wat vir die WP het ouens gespeel, soos Percy Montgomery. En dan weet ek nou, as ou Percy nou so aangelê het paal toe, met daai erkende styl wat hy gehad het, hy moes hierdie manier gehad, want elke keer sy hare was mos altyd in sy pad. Nee, hy het mos altyd sy hare so een kant toe gevee. En kyk, dit kon ons enige Bloubil ondersteuner grensloos irriteer. En onthou ek hoeveel keer moes ek gehoor het, hoe Percy aanlê vir die paal, of hoe Bobby Skingstad daar deur 'n lyn breek, en ek hoor ek, ou Windbol Montgomery is weer vandag gaan pos, jong. Hy kan nou weer nie genoeg kyk na homself in die spieël met sy haartjies en al daardie tipe van dinge nie. Of as 'n Percy deurgehardloop het met sy tong wat so uitsteek, dan is dit nou weer Windbol Skingstad is nou weer hier deur, né? En dis 'n woord wat ons dikwels gebruik het, wat ons geassosieer het
met 'n eienskap in iemand waarvan ons nie hou nie, maar as daar nou een ding is wat ons irriteer, is dit nou 'n windgat. Veral as dit 'n windgat is wat speel vir die teenoorgestelde span. Kyk, my eie span se spelers is mos nie windgat nie, hulle het net selfvertroue. Daar's 'n groot verskil tussen die twee blykbaar, nee. Maar dit is 'n woord wat ons baie keer gebruik. En ek onthou nog ons van kleins af ook, dat die oomblik as dit wil gebeur dat jou kop so bietjie groot raak, dan is daar vir ons ook maar baie vinnig gesê, hey, jy moet nie nou jouself kom wind te hou nie, nee. Nederigheid is 'n eienskap wat hoort by kinders van die Here. En jy sien, dit is die woord waarby ons vanoggend gaan stil staan. Oor een eienskap wat nie hoort in die reistas van kinders van die Here se lewe nie. As daar nou een ding is wat ek saam met my kan dra, wat my eie tas te swaar maak, en onthou ons het by die eerste diens gesê, die probleem van te veel dinge inpak, is later is die bagasie vol, maar die tas is nog nie alles in nie. So nou moet die tasse hier onder die kar ook ingeprop word, en ewe skielik sit almal met hulle knieë bo hulle ore, want my voete rus nou op die ekstra tasse wat ingepak is, en almal is ongemaklik ook, maar die haarkurler gaan saam. En ons weet nie waar gaan krag wees nie, maar die straightener gaan saam. En so die straightener werk, gaan die sonpanele ook saam, maar die straightener sal in. En die oomblik wanneer ek te veel pak, die oomblik wanneer ek te swaar reis, of die oomblik wanneer daar dinge in my lewenstas is wat nie daar hoort nie, maak dit nie net my lewe moeiliker nie, maar dit affekteer ook ander mense in my lewe. En nêrens is dit meer die geval as in die geval van hoogmoed nie. En julle, as daar nou iets is in die reistas van 'n kind van die Here op pad na God se hart toe, wat jy maar gerus uit jou tas kan uithaal en een kan sit, los dit by die huis. En nie eens by die huis nie, gooi dit weg, dit hoort nie by jou nie. Is dit hoogmoed. En vanoggend gaan hierdie spieël en hierdie vergrootglas ons help om iets te verstaan met wat nou eintlik die probleem met hoogmoed is. Nou julle, kom ons begin by die begin. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat as daar nou een ding is wat die Here glad nie kan verdra nie, is dit hoogmoed. Ons lees dit in verskillende gedeeltes, julle kan saam met my lees. Die eerste een is in Spreuke 16 vers 5. Spreuke 16 vers 5, in die direkte vertaling, dan staan nou baie mooi, afstootlik vir die Here is elkeen met 'n hoogmoedige hart. Dit staan vas, so iemand sal nie ongestraf bly nie. Julle sien, dis nie sagte woordjies nie, afstootlik vir die Here is iemand met 'n hoogmoedige hart. En onthou, as daar in die Bybelse tyd gepraat word van 'n hart, het daar nie geweet is die orgaan so wat ons het met die verskillende hartkamers wat bloed pomp nie. 'n Hart is die wese van 'n mens. So as die Bybel praat van iemand se hart, dan praat hy van jou kern, dit wat jy in jou diepste wese is. En hier sê Spreuke baie duidelik, afstootlik vir die Here is 'n mens wat hoogmoedig van aard is. Dit sê al klaar vir ons, as ons praat oor hoogmoed, moet ons weet, dis nie 'n ligte saak nie. Hierdie is iets ernstigs in die oë van die Here. En iets wat as ek vandag besef, ek 'n deel daarvan saam met my dra, moet ek dadelik daarvan ontslaa raak. Ons lees in Jakobus 4 vers 6, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Lees dit weer daar, God weerstaan hoogmoediges. Hy hou 'n afstand van hoogmoediges. Hy vind dit afstootlik. Hy staan hoogmoed teë. Hy hou nie daarvan nie. Hy is in opstand daarteë. Hy is in konflik daarmee. So hoogmoed is nie 'n ligte saak nie. Later in Spreuke word daar ook gepraat van sekere dinge wat vir die Here afskuwelik is, en dan word die woord hoogmoed ook gebruik. So daarom moet ons weet, hierdie woord is 'n baie belangrike woord. Jy moet ek myself eerlik kyk of dit deel is vir my lewe of nie. Maar julle sien, hier's die ding. Wanneer die Bybel praat van hoogmoed, dan bedoel hy nie hier Percy Montgomery wat paal toe staan en sy kuif uit sy oë uitvee nie. Hoogmoed beteken nie iemand wat na jou wense bietjie te veel aan sy hare vat, of wie se broekie bietjie styf is, of iemand wat lyk asof hy nou so bietjie sy arms so bietjie bakker as wat jy daarvan hou nie. Dit gaan nie net oor dit nie, dit gaan oor 'n ingesteldheid van die hart. Dit gaan oor die ingesteldheid waarmee so 'n mens lewe. En wanneer ek die Griekse woordjie wat met hoogmoed vertaal word,
verbuig en ek kyk wat dit eintlik beteken, gaan dit daaroor dat hoogmoed beteken om jouself te verhef. Hoogmoed beteken om jouself tot so 'n mate te verhef dat jy neersien op ander. Want jy sien as jy jouself verhef, raak jou stoeltjie later bietjie hoog, né? Dis daai mense wat daarvan hou om op 'n pedesstoel te lewe. En as dit baie maklik om van die bo af te kyk op ander mense. Dis om jouself te verhef tot op so 'n mate dat jy meer van jouself dink as wat jy veronderstel is om aan jouself te dink. Nou let wel, die teenoorgestelde hiervan weet ons is nederigheid. Maar nederigheid beteken nie jy hoef glad nie aan jouself te dink nie. Nederigheid beteken nie jy vergeet dat jy ook kosbaar is, dat jy ook waarde het en dat jy ook saak maak nie. Dit gaan daaroor dat jy jouself verhef tot op 'n plek wat nie aan jou behoort nie, tot 'n status wat jou nie toekom nie, en dan lewe op 'n manier wat nie hoort by kinders van die Here nie. En dit bring ons by die probleem met hoogmoed in die oë van die Here. Ek wil vandag vir ons 3 dinge uitlig, waarom hierdie ding in jou reistas so gevaarlik is. Die eerste probleem met hoogmoed is hoogmoed beteken ek lewe en ek hou daarvan om deur ander mense raak gesien te word. Ek hou daarvan om eer te ontvang van ander mense, maar hier is die probleem. Alle eer behoort net aan die Here. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat al die lof en al die eer en al die heerlikheid is God se, geen mense nie. Kom ons kom gou vir 'n oomblik hier na ons spieël en ons vergrootglas toe. Kinders van die Here word geroep om soos hierdie vergrootglas rond te loop en vir almal daar buitekant te sê, weet jy wat, ek wil vir jou iets wys. Kom kyk hoe ongelooflik is die God wat ons aanbid. Sien jy dit? Sien jy hoe groot is hy? Sien jy hoe wonderlik is alles wat hy gemaak het? Sien jy hoe groot is sy liefde en sy genade oor ons lewe? Sien jy hoe sorg hy vir ons? Sien jy hoe getrou is God? Sien jy hoe God ons vergewe, maak nie saak watter foute ons al gemaak het nie. Kom wys, kom, ek wil vir jou wys wie die God van alle dinge is. Ek wil vir jou wys wie die een is aan wie alles en almal behoort. Kom kyk net hierso. Hoogmoed werk anderste. Hoogmoed sê, kom kyk dit gou-gou, het jy nou ooit so iets so mooi gesien? Joe. Kyk jy daardie verhoging wat ek by die werk gekry het? Ek het daar maar gewerk vir daardie verhoging, né? Jo, sien jy dit raak? Hoorie, kyk gou hier, julle kyk gou hier so. Kyk daardie nuwe top of the range double cab wat ek vir my gekoop het. Joe. Ek het dit daarom nog gemaak in die lewe, jong. Sien julle? Kyk daardie grade wat op my muur hang. Jo, dis daarom indrukwekkend, né? Jo. Ja, weet jy wat, ek sê dit met baie dankbaarheid, weet jy wat, dit gaan eintlik glad nie oor my nie. Jo. Mense wat hoogmoedig lewe, is soms mense wat nie eens bewus is daarvan, dat hulle lewe om deur ander mense raak gesien te word nie. Maar as jy mooi daaraan dink, dan kom jy agter dat jy verskriklik afhanklik is van ander se opinie van jou. En dat jy baie daarvan hou, dat ander mense erkenning gee, en dat ander mense raak sien, en dat ander mense vir jou dankie sê vir alles wat jy vir hulle doen. En baie van ons lewe daarvoor om respek af te dwing by ander mense. En dit gebeur baie keer in ons huise ook. Dit gebeur baie keer in ons huise dat waar hoogmoed in ons huise lewe, dan kan dit baie maklik ook gebeur waar ek as pa byvoorbeeld in die huis rondloop en my vrou en kinders se werk is om raak te sien wat ek alles vir hulle doen en julle beter dankbaar wees vir wat ek alles vir julle doen. Want ek werk hard hiervoor. Kyk gou 'n bietjie mooi, wie sit die kos op die tafel elke dag? Wie gee vir jou die klere wat jy aantrek elke dag? Wie is die ene wat voorsien sodat ons hierdie alles kan doen? Julle moet bietjie dankbaar wees, bietjie meer respek hê.
En daar's natuurlik 'n element van waarheid daaraan, want ons moet ons kinders leer om respek te hê, maar daar's 'n balans waar dit oorhel, waar ek graag deur ander mense raak gesien wil word, want ek is tog gemaklik met die spieël wat so op myself is. Wanneer ek hoogmoed bære, kan ek nog steeds man in die huis wees. Maar dan kan ek vir my kinders rondom die tafel sit en sê, julle sien julle hierdie kos hier voor ons. Kom ons sê vir die Here dankie hiervoor. Dis hy wat dit gee. Hy wat vir ons voorsien. Daardie werk wat pappa en mamma wat pappa en mamma het, kom nie van onsself af, die Here gee dit vir ons. Die kleertjies wat jy elke dag kan aantrek, dis liewe Jesus wat dit vir ons gee. Jy as my vrou, jy as my man, dit wat ons het, hierdie lewe wat ons het, is daarom 'n groot genade, né? Ons moet dit waardeer, dit kom alles van die Here af. Julle sien, dit klink baie naby aan mekaar, maar by die een gaan dit oor my in die spieël kyk. Die ander een is 'n lewe waar ons elke dag, ek persoonlik, ek en my gesin, ek en my eggenoot, ek en my kollegas by die werk, ek en my vriende, lewe met 'n vergrootglas in my hand, nie met 'n spieël in my hand nie, en oral soek ons, en ons bring al die lof en alle eer aan die Here, aan wie al die eer behoort. Sodat hy die erkenning ontvang, sodat God se naam verheerlik sal word, sodat almal sal weet dat wie ons is en wat ons het in ons lewe is te danke aan hom, en ons wys die heerlikheid weg van ons af na God toe. Dis hoekom toe Jesus ons leer bid in Matteus 6. Aan die begin van die gebed, wat leer Jesus ons? Ons moet bid. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is. Luister mooi, laat u naam geheilig word. Nie myne nie. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. En ons weet die Onse Vader gebed eindig met die bekende woorde, weer eens die bevestiging, want aan u behoort die heerlikheid en die krag en die majesteit tot in ewigheid. Dis God se eer. En 'n lewe van hoogmoed gee nie erkenning dat die eer aan God behoort nie, want die erkenning behoort aan my. En dis waarom dit vir God so groot probleem is. Dis hoekom God dit afskuwelik vind, want 'n hoogmoedige mens vergeet dat daar net een God is, een mens is aan wie die lof en die eer behoort. Ons lees nog 'n gedeelte in Kolossense 3 vers 23 tot 24, waar daar staan, wat julle ook al doen, doen dit van harte, kyk mooi, soos vir die Here en nie vir mense nie. Vir God se eer, nie om deur mense raak gesien te word nie. Vir God se heerlikheid, nie om deur ander mense geëer en gerespekteer te word nie. Omdat julle weet dat wat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het, Christus is die Here, in wie se diens ons staan. In die tweede plek is die probleem met hoogmoed, dat hoogmoed maak dat ek vergeet dat ek afhanklik is van God. Want die oomblik wanneer ek myself verhef, dan laat ek myself op 'n stadium glo, maar ek is in beheer van my eie skipie. Ek bepaal my koers. Hierdie dinge wat hier op ons tafel lê, gaan nie van self kom nie. Geld groei nie van bome af nie. Ek het gewerk hiervoor. Ek het voorsiening gegee. As ons deur 'n krisis gaan, ek sal dit uitsorteer. Hoeveel keer hoor ek nie in beradingsgevalle waar 'n man of 'n vrou 'n probleem het, en kom ons gebruik een enkele voorbeeld van afhanklikheid. En hoe die persoon vir my sê, ek gaan nie hulp kry nie, ek gaan self regkom. Ek beloof vir hom of haar. Ek gaan self regkom, ek gaan verander. Nee, jy gaan nie. Jy gaan nie self verander nie. Jy gaan nie self regkom nie. Want ons is afhanklik van die Here. En daardie kos op jou tafel, daardie klere op jou lyf, daardie dak oor jou kop is 'n geskenk van die Here af. Dis nie jouself wat voorsien dit nie. Dis hoekom Jesus vir ons in die woord sê, Jesus sê vir ons, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ons gaan nou daai gedeelte lees. Maar julle, waar kom sonde in hierdie wêreld vandaan? Sonde het ontstaan by mense wat nie wil afhanklik wees van God af nie. Ons wil selfsorg. Ons wil weet wat God weet. Ons lees dit in Genesis 3 vers 4 tot 5. Die bekende verhaal waar die slang vir Eva vra, wat het die Here vir julle gesê? En Eva sê, sy gee erkenning, God het vir ons alles gegee.
Hy het vir ons die hele tuin gegee waar ons kan lewe. Hy het net vir ons gesê, ons mag nie van die boom in die middel van die tuin eet nie. En kyk die woorde waarmee Adam en Eva verlei word. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en kyk, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Eva, julle gaan nie sterf nie. As jy daai vrug eet, gaan julle weet wat God weet. Julle gaan soos God wees. En dink daaraan, julle gaan nie meer afhanklik wees van hom nie. Hy gaan nie meer nodig hê vir julle te sorg nie, want julle gaan weet wat hy weet. Julle gaan kan doen wat hy doen. Julle gaan soos God wees. En ergens langs die pad het ons die leuen begin glo dat ons God oor ons eie lewe is. Dat ek in beheer is. Dat ek sorg. Dat ek sterk genoeg is. Dat ek self die antwoorde op die lewensvrae het. Dat ek self die oorwinnings kan behaal wat nodig is om te behaal. Dat ek self kan loskom van daardie sonde in my lewe, of dat ek self daardie afhanklikheid kan oorwin. Dat ons self wat gebroken is kan gesond maak. Ons kan nie. Dis hoogmoed. Selfs al voel dit nie vir jou, jy loop wind hier rond nie. Dis hoogmoed, want jy verhef jouself tot op 'n plek wat jou nie toekom nie. Jesus sê, weer is ons gedeelte, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Wat beteken dit prakties? Julle, as jou huwelik op die rotse is, moenie 'n selfhelpboek gaan koop by Koem nie. Begin elke dag op jou knieë en bid vir jou huwelik. En bid dat die Here jou hart sal verander. Bid dat die Here julle sal genees. Draai terug na die Here toe en dan bid hom saam. Bou weer in jou verhouding saam met die Here. En natuurlik kry die hulp wat jy nodig het, maar dit begin by afhanklikheid van God. As jy finansiëel swaar trek, moenie jou eie planne maak nie. Moenie ekstra skuld maak nie, want dit gaan jou inhaal op 'n stadium. Of moenie een of ander onder die tafel transaksie vat nie, die Here sal dit nie seën nie. Want dit is nie eerlik en opreg nie. Vertrou die Here. Vra vir die Here, maak iewers 'n deur vir my oop. Vra vir die Here om te voorsien. En hy sal. En so met elke situasie in ons lewe. As my gesondheid van my af weggevat is, moenie op ChatGPT klim en vra, wat moet jy alles gebruik en watter medikasie moet jy hiervoor gebruik en watter salf hiervoor nie. Jy gaan jouself nog sieker dokter as wat jy in die begin was. Begin bid en vra dat die Here vir jou en vir julle as 'n gesin deur hierdie moeilike tyd sal dra. En vertrou die Here om dokters wat kinders van die Here is, jou gesond te maak of jou te ondersteun deur hierdie pad waarmee jy stap. Dit gaan oor 'n gesindheid van afhanklikheid van die Here. Ek het dit nog nooit gesien nie, maar eintlik elke Sondag wat ek hier staan, as dit nou van my afgehang het, maar as ons nou respek vir die omgewing waar ons is, maar ek is eerlik met julle, as dit van my afgehang het, het ek elke Sondag hier voor Kaalvoet gepreek. Want is heilige grond hierdie. Eintlik moet almal van ons skoene by die kerk se deure uitskop as ons inkom. Sal dit nie doen nie, want ek weet nie hoe dit gaan ryk hier binne nie. Maar dit gaan oor 'n gesindheid van nederigheid en afhanklikheid. En julle die oomblik, wanneer jy nie meer op jou knieë lewe nie, maar dink jy kan op jou eie voete staan, is die vinnigste wat jy val. Die oomblik, wanneer jy nie meer op jou knieë lewe nie, maar dink jy kan op jou eie voete staan, is die vinnigste wat alles in mekaar inval. Moenie jouself verhef en dink jy het nie die Here nodig nie. Die volgende ding van hoogmoed wat 'n probleem is, soos met alles van ons geloofslewe, gaan dit oor ons verhouding met die Here, maar ook ons verhouding met ander mense. En hoogmoed maak dat ek lewe met 'n gesindheid dat ek beter as ander is. En in die proses vergeet ek dat God my roep om die minste te wees en ander te dien. Hoogmoed maak dat ek lewe
En elke dag deur die lewe gaan en sê, weet jy wat, ek weet ek het baie foute, maar sjoe, ek maak darm nie soos daai persoon nie. Of ek maak darm nie soos daai persoon nie. Julle geweet skinder is ook hoogmoed. Want dink daaraan, wat sê skinder? Skinder sê, het jy gehoor wat het hy of sy nou weer gedoen? So amper asof ek die foute het nie. So amper asof ek nie ook sukkel met dinge nie. Paulus praat in Korintiërs, dan sê Paulus, sodat ek nie hoogmoedig sal wees nie, het God vir my 'n doring in die vlees gegee om my nederig te hou. En vriende, iemand wat waarlik 'n kind van die Here is en 'n pad by die Here stap, weet dat elkeen van ons vanoggend in hierdie diens sit met dorings in ons vlees. Niemand leef sonder 'n doring nie. Niemand van ons het nie geraamtes in ons kas nie. Niemand van ons het 'n een of ander sonde of gebrokenheid in ons lewe nie. Almal van ons sukkel en almal van ons is afhanklik van God se genade. En daarom mag jy nooit op die punt kom waar jy jouself verhef tot op 'n punt waar jy dink jy's enigstens beter as iemand anders nie. Want jy is nie. Jesus gebruik die bekende verhaal waar die skrifgeleerde, die fariseer, staan en bid en hy sê, Here, ek is so dankbaar dat ek nie soveel sonde soos daardie persoon het nie. En langsom staan daar 'n eenvoudige vrou. En sy bid, Here, wees my sondaar genadig. En dan vra Jesus, wie se gebed dink julle word geantwoord? Nie die skrifgeleerdes nie, nie die hoogmoediges nie. Die een wat in nederigheid besef, Here, ek is niks beter as iemand anders nie. Terug na ons spieël en ons vergrootglas. Weet julle die geheim tot enige verhouding wat gebroken is? Tot enige verhouding wat stikkend is, of dit nou 'n huweliksverhouding is, of dit 'n ouer-kind verhouding is, of dit 'n vriendskapsverhouding is, die geheim tot daardie huwelik of verhouding of vriendskap wat weer herstel, is dat jy minder in die vergrootglas sal kyk en meer in die spieël sal kyk. Want wat doen hoogmoed? Oh, weet jy wat het jy nou weer gedoen? Onthou jy, dis dieselfde ding wat jy 2 weke terug gedoen het. Weet jy wat, jy doen dit die hele tyd. Wat het jy nou gesê? Jy sê dit elke keer, weet jy, elke keer as ons hier gaan, elke keer as ons moeilikheid optel, dan doen jy dit of dan sê jy dit. Ons is so maklik om so te lewe met 'n vergrootglas op almal se foute. En geen verhouding gaan ooit so gesond raak nie. As 'n verhouding moet begin genees wat stikkend is die beginpunt in hierdie geval om jouself eerlik af te vra, hoe kan ek verander? Wat kan ek anders doen? Wat is my bydrae tot hierdie verhouding wat stikkend is? En hoe kan ek jou dien? Hoe maak ek hierdie reg? Sê vir my, hoe maak ek hierdie reg? Jy moet dominee Jaco, wat van my en van my belange en my emosies en my gevoelens? Onthou die Here se plan is dat as ek in die spieël kyk, moet die ander persoon ook in die spieël kyk. En so moet ons mekaar dien. En wanneer ons mekaar dien, dan word verhoudings gesond. Dan is daar genesing wat plaasvind. Dan is daar gesonde vriendskappe en huwelike. Hoogmoed is een van die hoofprobleme vandag, waarom verhoudings wat gebroken is, nooit weer herstel nie, en op die einde van die dag uit mekaar uitspat. Want ons is te trots, en ons verhef ons eie geluk, en ons eie planne, en ons eie drome, en ons eie wil, en ons eie bo die belange van iemand anderste. Ek sal nie 'n woord verder met daai persoon praat, voor hy of sy nie eers vir my kom jammer sê het nie. Want ek is verontreg. Ek is nou ongelukkig. Ek is ontsteld. Kan julle dink wat sou gebeur het, as Jesus aan die regterkant van God gesit en gesê het, ek sal nie neerdaal na hulle toe, voordat hulle nie eers vir my jammer gesê het nie. Maar die woord sê vir ons, God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Jesus vir ons aan die kruis kom sterf het, terwyl ons nog sondaars was. Terwyl ons dit nie verdien het nie. Ten spyte van die feit dat ons dit nie verdien het nie. Die woord sê dit vir ons duidelik. Selfverheffing lei tot twis. Die wat goeie raad aanneem, het wysheid. Daar sien jy dit, selfverheffing lei tot twis. Nog 'n spreek sê vir ons, op hoogmoed volg ondergang. Selfverheffing volg die val, liewer eenvoud saam met nederiges, as om saam met hoogmoediges van roof
te lewe. Ek wil vir ons afsluit. Die woord van die Here is baie duidelik, dat as dit kom by jou reistas op hierdie reis, los eerder die hoogmoed. Daar's nie plek daarvoor in kinders van die Here se lewe nie. Pak eerder in jou tas 'n goeie hoeveelheid nederigheid en diensbaarheid, want dit is wat God van ons vra. Daar staan duidelik, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. En as dit is hoe Jesus gelewe het, as dit is hoe Jesus ons kom dien het, moet ons as liggaam van Jesus ook so maak. Los die hoogmoed by die kruis van Jesus Christus en lewe met diensbaarheid, nederigheid tot sy eer. Kom ons bid saam. Here, ons wil vanoggend in volkome afhanklikheid bid en vra dat U deur die Heilige Gees ons altyd sal lei om die regte dinge te pak in ons lewenstas. En Here, ons hoor vanoggend dat hoogmoed nie 'n plek het in kinders van die Here se lewe nie. Here, ons hoor ook vanoggend dat hoogmoed baie keer ander dinge insluit wat ons nie eers geweet het dit doen nie. En Here, as ons hierdie woorde hoor, besef ons dat soms, dalk sonder dat ons self daarvan bewus is, het ons onsself verhef tot op 'n plek wat eintlik net aan U behoort. En Here, daarom vra ons dat U die gesindheid van ons hart sal verander. Dat U ons eie wil sal buig, Here, en ons gehoorsaam sal maak aan U wil. Here, sodat ons vir U eer sal lewe en nie ons eie nie. Dat ons in afhanklikheid van U sal lewe. En dat ons 'n lewe sal lewe waarin ons die minste is en ander mense dien in nederigheid, soos Jesus ook gedoen het. Help ons daarmee, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, liewe gemeentevriende, ons gaan vanoggend se diens afsluit deur hierdie baie bekende lied te sing, Heer Jesus my redder. En hierdie lied sê eintlik presies dit, is Here, U is my redder, U is my koning, U is die een wat my verlos het, nie ek self nie. Dis 'n lied waarin ons die Here se naam groot maak en besef hoe afhanklik ons van hom is. Kom ons staan, dan sing ons hierdie aanbiddingslied tot eer van die Here. Laat elke dag als wat ek doen vol wees van liefde, Heer. My skuilplek, my troos, veilige vesting van krag, met hart en stem. Als wat ek het, bring ek aan die ewig hier.
juig, kom ons sing voor die Here. Sing van sy mag, van sy grootheid en krag. Berge buig neer en die see reis saam by die aanroep van sy naam. Ek wil U prys, want U is my skepper. Ek wil U loof en my lewe lang gee. Niks vergelyk met U liefde en sorg vir my. Heer Jesus my redder. Heer Jesus my redder. Heer, daar is niemand soos U. Laat elke dag als wat ek doe vol wees van U liefde. My skuilplek, my troost, veilige vesting van krag, met hart en stem, als wat ek het, bring ek aan die ewigheid. Kom laat ons juig, kom ons sing voor die Here. Sing van sy mag, van sy grootheid en krag. Berge buig neer en die see reis saam by die aanroep van sy naam. Ek wil U prys, want U is my skepper. Ek wil U loof en my lewe lang gee. Niks vergelyk met U liefde en sorg vir my. Kom laat ons juig. Kom laat ons juig, kom ons sing voor die Here. Sing van sy mag, van sy grootheid en krag. Berge buig neer en die see reis saam by die aanroep van sy naam. Ek wil U prys, want U is my skepper. Ek wil U loof en my lewe lang gee. Niks vergelyk met U liefde en sorg. Niks vergelyk met U liefde en sorg. Niks vergelyk met U liefde en sorg vir my. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe met sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die krag van die Heilige Gees met jou wees en bly elke oomblik van elke dag. Die Here seën jou, gaan wees tot seën vir ander. Amen.